Baie welkom by nog 'n saamlees video uit 1 Korintiërs. Ons is by hoofstuk 6, vandag vers 12 tot 14. Die liggaam is vir die Here en die Here vir die liggaam. Alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. Kos is vir die maag en die maag vir kos, maar God sal die een en ook die ander vernietig. Die liggaam is tog nie daar vir seksuele losbandigheid nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. Deur sy krag het God die Here opgewek en sal hy ons ook opwek. In hierdie verse vind ons nou 2 keer die frase, alles is my geoorloof, en dit klink amper soos 'n bekende gesegde. Ons vind ook hierdie frase, kos is vir die maag en die maag vir kos. Het kan wees dat hierdie alles bekende gesegdes was in die tyd van hierdie brief. Maar dis ook moontlik dat Paulus bloot hier verwys na die gesindheid wat in die gemeente leef. Hierdie is die tipe frases wat jy miskien gereeld daar in die gemeente gehoor het. Daar het hierdie idee onder hulle geleef, alles is my geoorloof, in ander woorde, ek kan doen wat ek wil, want ek is 'n Christen. So dit gaan in hierdie gemeente, maar in hierdie verse spesifiek dan, oor ons vryheid in Christus. Ons is inderdaad vry in Christus, en binne perke is dit heeltemal korrek om te sê, alles is my geoorloof. Maar, soos Paulus nou duidelik in die verse uitlig, die gemeente daar in Korinthe verstaan hulle vryheid heeltemal verkeerd. Hulle verstaan dat hulle vry is om te doen wat hulle wil. So hulle sê, alles is my geoorloof, so ek kan maar my eie begeertes vervul. Ek is vry in Christus, maar ek is nie vry in Christus om my medegelowiges lief te hê nie. Ek is nie vry in Christus om Christus te aanbid nie, ek is vry in Christus om te doen wat my begeertes sê ek moet doen. En daarom sê Paulus, ja, julle is vry in Christus, maar nie alles is voordelig nie, en julle laat julle oorheers, so julle is, dis die skreiende ironie, julle is nie meer vry nie, want julle laat julle oorheers deur julle eie begeertes. Jy sien, deur te doen wat hulle nou besig is om te doen, deur hulle self en hulle eie begeertes die oorhand te gee, is hulle weer eens besig om hulle self te bind. Dis die ironie. Hulle sê ons is vry in Christus, maar hulle laat hulle self bind deur hulle eie begeertes. Hulle benadeel hulle self, hulle benadeel die gemeente, hulle laat hulle oorheers. Hulle maak van hulle self weer slawe. Vir ons Christene is hierdie so 'n belangrike beginsel. Ons is vry in Christus, wat beteken ons hoef nie deur morele wette guns by God te wen nie. Ons is vrygemaak, vry van die sonde, vry van die Satan se oorhand, beteken nie dat ons nie meer stry teen sonde nie, maar ons is vrygemaak van die oordeel van God, die toorn van God. Die Here het ons in Christus aangeneem. Ons is vry om die Here te dien. Maar dit is altyd 'n vryheid tot dankbare gehoorsaamheid. Dit is vryheid om te aanbid. So, kom ons praat hier 'n bietjie meer persoonlik en ons pas dit toe op onsself. As ek en jy besluit te neem, dan is hier 'n belangrike riglyn, eintlik 2 gedagtes wat ons moet vashou. As jy besluit neem, dan moet ons vir onsself uitmaak, is hierdie besluit, hierdie ding waaroor ek redeneer, is dit voordelig? In ander woorde, hier kom die liefdesbeginsel nou in. Die liefdesbeginsel waarvan jy ook kan lees in Romeine 14. Romeine 14 sê, ons as Christene is vry. In ander woorde, jy moet nie hou by sekere feesdae nie, jy moet nie hou by 'n sekere dieet nie, maar daar is sommige ander medegelowiges wat wel in hulle gewete daartoe gebind voel, dat hulle wel daai dinge moet onderhou, gaan lees gerus Romeine 14. Die punt is, liefde is die oorheersende beginsel hier. So, voordelig beteken nie waarvan hou jy die meeste, of wat is vir jou die beste nie. Voordelig beteken, is dit 'n besluit wat ek neem in liefde teenoor die Here, liefde teenoor my naaste, is hierdie ding waaroor ek besluit, is dit goed, is dit voordelig, is dit opbouend, verheerlik dit die Here. En dan die tweede beginsel, as ek 'n besluit moet neem, is die vraag, is dit waaroor ek besluit iets wat my gaan oorheers? Is dit iets wat my weer 'n slaaf gaan maak? Of as ek hierdie besluit neem, gaan ek my vryheid in Christus werklik behou? Of gaan ek deur hierdie besluit eintlik die oorhand gee aan my eie begeertes? So onthou bietjie hierdie beginsel
wanneer jy weer ernstige besluite neem, of wanneer jy 'n sekere koers in die lewe moet inslaan, of wanneer daar alledaagse behoeftes opduik, of gewoontes waarmee jy besig is, vra vir jouself, ja, ek is vry in Christus, maar is hierdie dinge voordelig, en is ek nog steeds vry as ek hierdie dinge doen, of oorheers dit my? As ons aangaan na vers 13, dan lei ons af vanuit die konteks dat Paulus hom toespits op die gemeente se houding spesifiek teenoor onsedelikheid en veral prostitusie. Dit sal ons nou in die volgende verse ook baie duideliker kan sien soos wat dit daar uitkom. Die gemeente beskou prostitusie as geoorloof. Hulle sien dit as deel van die alles. Alles is my geoorloof, insluitend onsedelikheid, insluitend prostitusie. Gemeente beskou dit so, want hulle sê ons is vry in Christus. Maar Paulus sê, julle is besig om 'n totale onbybelse lyn in te slaan hier. En hier in vers 13 sien ons, dat die argument van die gemeente nou uitrafel, dat Paulus dit vir hulle ook uitwys. Hier is hulle argument, hulle sê, kos is vir die maag en die maag vir kos. In ander woorde, dit gaan oor die natuurlike begeertes, natuurlike behoeftes, en so beskou hulle ook die seksuele behoeftes van 'n mens. Dis so natuurlik soos om te eet. Daarom is prostitusie ook geoorloof, onsedelikheid is ook geoorloof, sê hulle, want aan die seksuele behoeftes moet voldoen word. Net soos as jy honger is, dan eet jy kos, die maag is vir die kos en kos is vir die maag. Dis die argument, so beweer hulle. Prostitusie, sê hulle, is normaal, alledaags, is natuurlik, so natuurlik soos om te eet. Seksuele liste is iets wat elke mens moet bevredig, en daarom is dit ook goed vir 'n Christen om hieraan deel te hê. Dit maak nie saak of jy nou Christen of nie Christen is nie, dis natuurlik. Paulus sê, hier is tog duidelik 'n valse konneksie. Die seksuele behoeftes teenoor die liggaam is nie dieselfde as kos teenoor die maag nie. Kos en 'n mens se maag gaan eendag geen nut meer hê wanneer ons in die hiernamaals is nie. Die hele liggaam daarenteen sal nie vernietig word nie, maar verheerlik word. Kyk wat sê Paulus. Hy sê, maar God sal die een en ook die ander vernietig. Hier praat hy nou spesifiek van die maag en hy praat van kos. As ek en jy eendag in die hemel is, gaan ons nie meer hoef te eet nie. Ek sê nie ons gaan nie eet nie, maar ons gaan nie hoef te eet nie. Die Here gaan hierdie natuurlike behoeftes, nood, gaan hy vernietig. Maar daarenteen het ons die liggaam. Die kosbare liggaam. Die liggaam is tog nie daar vir seksuele losbandigheid, soos wat die maag daar vir kos is nie. Die liggaam is nie daar vir seksuele losbandigheid nie, maar teenstelling, die liggaam is daar vir die Here. En die Here vir die liggaam. Het jy al ooit gewonder, waarvoor het jy 'n liggaam? Het jy al ooit gewonder, hoekom het die Here vir jou 'n liggaam gegee? Hier het jy die antwoord. Dit is vir die Here en die Here is vir die liggaam. Wat bedoel hy as hy sê die liggaam is vir die Here en die Here vir die liggaam? Hy bedoel, jou liggaam is nie gemaak om te voldoen net aan jou begeertes nie. En dit sluit ook onsedelikheid in, seksuele begeertes. Seksuele begeertes is natuurlik, is deel van hoe die Here ons liggaam geskaap het en gemaak het, en dit op sigself is nie sonde nie, is nie verkeerd nie. Maar jou liggaam is nie gemaak vir die onsedelike misbruik van al daai begeertes nie. Die liggaam is nie gemaak vir onsedelikheid soos wat kos vir die maag gemaak is nie. Dis nie so dat jy sommer net kan sê, jy weet, al my liggaamlike drange is natuurlik en moet daarom bevredig word nie. Inteendeel, die liggaam is gemaak vir die Here. Dis die doel. En as ek my liggaam vir hierdie doel gebruik, en my liggaam ook vir hierdie doel inspan, dan doen ek presies waarvoor die Here my liggaam gemaak het. Die Here het my liggaam gegee om in 'n lewende verhouding, diensbaar en verbintenis met die Here te leef, nie met prostituie nie. Daarvoor is ons liggaam ook afhanklik van die Here, en dis hoekom Paulus sê, en die Here is vir die liggaam. Dit beteken nie die Here is afhanklik van my liggaam nie, maar dit beteken juis dat my liggaam afhanklik is van die Here om te funksioneer. Die feit dat ek asemhaal, my hart klop, my ledemate beweeg, dit is alles omdat die Here my liggaam laat funksioneer. En in die sin is my liggaam natuurlik afhanklik van die Here. Vandag is daar nog 'n vorm van onsedelikheid wat nie direk hier genoem word nie. Hier praat ons nou spesifiek van prostitusie. Maar ek wil graag dit toepas op vandag se probleem van
pornografie. Pornografie is 'n wesenlike probleem in ons tyd, 'n wesenlike probleem van onsedelikheid, ook onder Christene, ook in die kerk, en miskien sou mens kon sê, veral in die kerk, omdat niemand hieroor wil praat nie, omdat dit die sonde in die duisternis is. Dit is so algemeen om vandag te hoor, dat pornografie normaal is. Almal kyk daarna, sê mense, dis normale behoeftes, hoor ons. Dit is normaal vir my kind om te eksperimenteer en na al hierdie dinge te kyk. Miskien voel dit vir ons natuurlik, en soos ek gesê het, seksuele behoeftes, begeertes is inderdaad natuurlik, is normaal, maar beteken nie dat ons daaraan die oorhand moet gee nie, en dat ons dit nie buite die grense wat God daar gestel het mag gebruik nie, mag bevredig nie. Onthou, alles wat vir ons liggame natuurlik voel, is nie noodwendig reg in die Here se oë nie. Ons moenie net die oorhand gee aan ons begeertes nie. En boonop, om nou hiermee terug te gaan na die vorige verse, kom ons doen die toets. Is pornografie voordelig? Is pornografie iets wat my oorheers? Gaan dink daaroor na. Pornografie is nie voordelig nie. Pornografie het wesenlike negatiewe effekte op my as persoon, op my verhoudings, op die mense agter die skerms, en dit is ook al bewys, wetenskaplik bewys, dat pornografie 'n oorheersende effek het. Pornografie is erg verslawend. En so word ek, deur die gebruik van pornografie, word ek 'n slaaf van my eie begeertes. Ons liggame behoort geheel en al aan die Here, en is gemaak om verheerlik te word, en nie gemaak om deur pornografie verneder en verniel te word nie. Die Here gaan eendag die liggaam opwek, sê Paulus in vers 14, en dit is die oorheersende gedagte hier. Is vir my baie besonders om in hierdie verse raak te sien, dat Paulus nie die gemeente dodelik skaam laat kry nie. In ander woorde, sy argument is nie hier dat hulle so skaam moet wees vir wat hulle doen nie, want dis die probleem rondom onsedelikheid en seksuele sondes, daar gaan groot skaamte daarmee gepaard, wanneer hierdie sondes oopgevlek word. Maar Paulus dryf nie hier 'n punt van skaamte nie, maar eintlik die hele punt van verheerliking, die kosbaarheid van die liggaam. So hy wil nie hê dat hulle in skaamte moet wegkruip vir die Here nie, maar dat hulle juis weer moet besef hoe wonderlik die Here hulle gemaak het, en waarvoor die Here ook hulle liggame gemaak het. Kyk in vers 14. Deur sy krag, dis waaroor dit hier gaan, die krag van God, het hy die Here Jesus Christus opgewek uit die dood, en sal hy ons ook opwek. Hoor jy, wat is die oorheersende motief hier? Paulus sê, julle moenie en julle kan nie julle vryheid so misbruik vir prostitusie en vir onsedelikheid nie, want die krag van die Here sal in julle liggame werk, sodat julle opgewek word. Julle liggame is kosbaar. Die Here het 'n verheerlikende oogmerk, ook met jou liggaam. Wat beteken dit vir die hier en nou? Ons hoor nou dat ons opgewek sal word, toekoms, maar wat van nou? Wat van die hede? Wel, as my liggaam gemaak is vir verheerliking en nie vir selfbevrediging nie, dan beteken dit dat ek 'n geweldige hoë siening van die liggaam moet hê, en die liggaam moet eerbiedig, as iets wat ook aan die Here behoort. Miskien dink jy dat Christene eintlik nie veel dink van die liggaam nie. Ons dink baie keer enigiets wat te maak het met die fisiese, enigiets wat te maak het met die liggaam, is minder werd, want dit is nie geestelik nie. Maar dit kan nie verder van die waarheid wees nie. Die liggaam is bestem vir verheerliking, en die krag van God sal ons opwek uit die dood. Met die oog daarop moet ons ook ons liggame beskou as kosbare werktuie vir die Here. Dink hier aan die Heidelbergse Katekismes Sondag 1. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek na liggaam en siel aan my Verlosser Jesus Christus behoort. Nie net my siel behoort aan die Here nie, ook my liggaam. Kom ons bid saam. Here, in ons wêreld en tyd is onsedelikheid miskien 'n groter probleem as ooit, of miskien is dit net iets wat vandag baie meer aanvaar word, gevier word. Hoe dit ook al sê, vra ons dat U ons sal help om ons vryheid in Christus te beskerm,
Help ons om ons nie te laat oorheers deur ons eie begeertes nie. Help ons om die regte, hoë siening van ons liggame te hê. Amen.